My hande hef ek op na U. Ek loof U naam en buig voor U, want U is hier. Goeiemôre, Pastoor Wally van Huis van Gebedsbediening, weer vandag hier by julle. Ons gaan aan met die reeks op drome, gesigte en openbaringe. Vandag wat ek met julle wil deel is weer eens 'n ondervinding van iets wat met my gebeur het, weer eens, en mag dit dalk vir ons 'n les wees, binne in die bidkamer, terwyl ek voor die Here gelê het. Nou, ek wil eers vir julle die skrif lees, wat ek gelees het, terwyl ek in my bidkamer gesit het, terwyl ek met die Here besig was, het hierdie volgende skrif, het ek op hom oopgemaak en ek het hom gelees. Kom ons kyk aan na. Openbaring 3 vers 14. Skryf aan die engel van die gemeente van Laodicense, dit sê die Amen, die getroue en die waaragtige getuie, die begin van die skepping van God. Ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm? Maar nou omdat jy lou is en nie koud of warm is nie, sal ek jou uit my mond uitspieg. Want jy sê, ek is ryk en het verryk geword, en ek het aan niks gebrek nie. Jy weet nie dat dit jy is wat ellendig, beklaanswaardig, arm, blind en naak is nie. Vers 18. Ek raai jou aan om van my te koop, goud, wat deur vuur gelouter is, sodat jy ryk kan word, en wit klere, dat jy jou kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie geopenbaar sal word nie. En salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien. Almal wat ek lief het, bestraf en tugtig ek, wees dan ywerig en bekeer jou. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. Ek gaan net tot daar lees. Terwyl ek in die bidkamer sit en ek lees hierdie gedeelte, julle, gaan ek terug na hierdie skrifgedeelte en ek sê vir die Here, wat is hierdie? Ek raai jou aan om van my goud te koop, wat deur vuur gelouter is. Ek sê vir die Here, wat is hierdie goud, Here, en hoe kry ek hierdie goud, sê ek vir die Here. Ag, en ek staan toe daar op, ek sit my Bybel op my tafeltjie neer, ek begin toe weer bid soos normaalweg, en soos altyd, nadat ek so daar op en af geloop en bid het, gaan lê ek op my maag, gaan lê ek voor die Here en ek wag op die Here. Julle in die volgende oomblik ruk die Here my in 'n gesig in, 'n verrukking van sinne, terwyl ek al voor hom gelê het, en ek sien myself binne in daai bidkamer van my staan, in die gees. En toe ek so vir die mure kyk, nou die mure was met so beige verf geverf, maar hulle was nie gepleister nie, so jy kon die strepe van die sementstene so tussenin, kon jy sien waar die sement tussenin was. En toe ek so vir dit kyk, toe's al die sement goud. Tussen al die stene is die sement goud, né? En ek kyk so vir die mure, en uit die mure uit val fyn goud, en heeltyd val so op die grond binne in daai bidkamer, né? En ek sien hoe gaan ek na die deur van my bidkamer toe, en ek net voor ek uitloop, draai ek so om, en toe ek so terugkyk, op daai wit tafeltjie wat ek altyd so daar het, né, is daar 'n hoop fyn goud en dit loop so van die tafel af en jop, skielik is ek uit, daai visioen uit. En die Here wys vir my, want ek het die Here gevra, Here, U sê hier, ek raai jou aan om van my te koop, goud wat deur vuur gelouter is. Toe vra ek die Here, hoe kry ek hierdie goud? Waar kry ek hierdie goud? Die Here trek my julle in 'n visioen in, en ek wil vir jou sê, nee, hy sê vir my dat hierdie tipe van 'n goud van Openbaring 3 kry jy in 'n afsonderingsplek, in 'n binnekamer, waar jy besig is om in te pers, om God te soek. Dit is waar die goddelike goud, soos fyn goud, begin uitvloei na jou toe. O julle, daarom kom ek vandag na julle toe. Hy sê, hierdie mense sê, ons is ryk, hulle is glad nie ryk nie, julle.
Hulle mag miskien op die aarde ryk wees, maar hulle is arm in die gees. Hulle sê, ons het verryk geword. Hulle het nie verryk geword, hulle het arm geword. Want die Here sê, maar julle weet nie, dit is julle wat arm, blind en naak en beklaanswaardig is nie. O julle, dis 'n geestelike toestand. En ek wil vandag vir jou vra, kyk na die woord. Kyk na hierdie visioen, hierdie uitdruk wat God met my gedoen het. Kyk hoe hy gewys hoe fyn goud so uit die mure uitval. Kyk hoe daai tafel in my bidkamer so vol goud is. Ek wil vir jou vra, dink jy dalk jy's ryk, maar jy's dalk arm in die gees? Dalk is jy ryk. Ryk in die gees, omdat jy 'n biddende man is, wat afsonderingstyd met God spandeer, 'n biddende vrou voor die aangesig van die Here, wat jou oë salf, met Heilige Gees salf. Ek bid, en ek vra jou vandag, hoe lyk jou intieme verhouding met Jesus? En is jy ryk in die gees, aangetrek met wit klere, is jou oë gesalf, omdat jy in regstand met God is. Kom ons slaan ag op hierdie visioen, gesig wat die Here vir my gegee het, wat 100% in lyn is met die skrif wat God vir my gegee het, wat jy in 'n binnekamer kan kry. Ek wil vir jou 'n gebed doen. Kom ons maak ons oop toe. Vader, ek kom na U in die naam van Jesus Christus, U Seun. Ek vra U Here dat U hierdie bediening en hierdie woord sal gebruik, Vader, om 'n vlam van die vuur van die Heilige Gees in harte te laat brand, my God, om weer in 'n brandende passie en 'n liefde in 'n binnekamer in te gaan en tyd met die lewende God te gaan spandeer. Maak dit weer wakker in ons. Wek dit weer in ons, sodat ons kan wees dit wat U ons geroep het om te wees. Ons dank U daarvoor en ons ontvang dit in Jesus Christus se naam. Amen. Amen. Terwyl ek nou gebid het, het die Here vir my 'n visioen gewys van 'n splitpunt wat deur 'n as is. Nou wat doen 'n splitpunt? Hy sorg dat die washertjie of die boutjie nie uitval nie. Hierdie tipe boodskap is soos 'n splitpunt wat die Here vir jou gegee het, sodat jy nie uit die geloof uit sal val, nie die hemel sal mis nie. O julle en om dinge in plek te hou vir jou in die Christelike lewe. Liefde seën. As jy hierdie bediening geniet het en jy wil baie graag nog aanhou dit kry, as jy daar op die skerm kyk, dan gaan jy sien aan jou regterkant, onderkant is daar so wit en rooi knoppietjie wat jy net op kan druk, dan registreer hy jou by ons kanaal en dan elke keer as 'n video opgelaai word, dan gaan hy jou laat weet dat daar nou 'n nuwe video opgekom het. So hoop om julle op die kanaal te sien. Baie liefde en seëning vir julle. Amen.